Goeiemôre gemeente. En welkom aan al die besoekers, in besonder van Alexander en Monique, nie vanoggend met die doop van AB, ook baie seën vir julle as familie met die groot geleentheid vanoggend. Ons hoofteks vandag is Hebreërs 2, waaruit ons gaan lees en ons tema is versoekings, beproewings en verskonings. Ons gaan kyk wat sê Hebreërs 2 vir ons oor hierdie tema. Dit is ook nie hierdie naweek nie, so ons gaan weer sing met musiekvideo's deur die diens, so ek moet maar net so vir julle nie daarvan bewus is. Die Here kom vanoggend en hy groet ons met die volgende woorde uit die profeet Maleagi. Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitwegmaak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter kan sit, om die riviere te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring, wat bestaan uit regte. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd, soos in jare lank verby. Here, ons weet U is vanoggend hierso in U huis. U is teenwoordig deur U woord en U Gees. En ja, Here, soos die profeet Maleagi sê, wanneer U verskyn waar U is, kom ons weet en U eers. Dan kom ons eie belange tweede. En U belange, dit wat U wil hê van ons, om eerste. Daarom, Here, waar ons vandag weer aanbidding is, en gaan saam bid, en gaan lees, en gaan dink, en bepeins oor die woord, mag ons opnuut besef, U is hier, en dat ons in die teenwoordigheid is van die Almagtige Vader. En daarom kan ons niks wegsteek van die hand van die Here, en daarom kan ons juist alles na U bring. Al ons bekommernis, al ons sorge, alles waarmee ons worstel, bring ons vanoggend na U toe. En U neem dit en U maak die las ligter vir ons. Here, seën hierdie erediens, Here, seën alles wat ons gaan doen, en dat elkeen van ons U naby voel en ervaar, en ook daaruit iets sal leer vir ons eie lewens. Ons bid in U naam alleen. Amen. Terwyl ons sit, kom ons sing die volgende lied saam.
kom vra die kinders, al die kinders kom asseblief vorentoe. Gaan met julle. Wat goed. Wat 'n maand is ons in hierdie maand, hierdie dag. Februarie, né? Julle is nou lekker al by skool besig, né? Dis skool dan so sleg nie, né? Is al lekker geword, né? Bly. Nou wie van julle was al by die sport gewees? Hou jy van sport? Okay. Wat doen jy al by die sport gewees? Speel, wat nog? Eet, né? Al die dinge, né? Wat jy hulle doen? Drink jy ook, né? Okay. Nou, as jy slaag is, wat gebeur dan? As jy slaag is, stil en eet. Voor my sy gaan, wat doen mamma en papa doen dan? Ouma en papa. Hulle moet betaal, né? Nou, wie van julle moet al betaal? Self betaal. So dis ook die lekker ding van kindjes, né? Mamma en papa, ouma en opa moet betaal, né? En beteken hy rekening baie lief, al die spoort lees daar, hè? Draag maar hier, lees daar die spoort. So gaan dit ook met ons lewens, né? Ons het foute, ons is sonde, ons is stout beteken, né? Wie van ons was ook nie stout? Ek sien julle is allemaal eerlijk, né? Want allemaal was ons stout. En sal ons stout wees. Maar so het die Jesus vir ons kom betaal aan die kruis. En dit is wat ons hier weet in die Heidelbergse Katekismes ook geleer, né? Dat niemand van ons kan self betaal, né? Daar is iemand wat vir ons betaal, né? Soos mamma en papa die rekening by die spoort betaal, so is daar iemand wat vir ons sondes betaal. En dis vir Jesus. Kijk, baie dankie, julle kom krijg julle tjep in lewens. So, vir die groot mense, ons hierdie week het ons Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismes hanteer, en die vraag het juist al gehandel, dat ons as mense nie eintlik self kan betaal vir ons sondes, en dat ons iemand anders kan nodig, wat het vir ons kom betaal. En ons sal nou leer, en ons weet natuurlijk wat sy antwoord al, wie dit kan betaal, wie dit betaal. Maar ons weet natuurlijk is die Here Jesus Christus wat waardig is om ons sondes voor te betaal. So my vergifnis in God, of die verlossing van my sondes, is nie iets wat ek self verdien of voor kan betaal. Nee, soos die kinders nie hulle eie rekening op die spoor kom betaal nie, maar dan natuurlijk 'n baie kerker groot is. So is ons sondes en die Here Jesus het gekom en dit daarvoor betaal vir ons. Soms sê die Here dankie daarvoor en ons gaan nou 2 lofliedjies sing terwyl ons staan, so kom ons staan as ek vir die lied doen.
glans soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die lig kom van sy troon. En aan die is die mag, en die heerlijkheid en die kracht, en aan die is die eer, en die lof van Ja, Here, U regeer oor alles in hierdie wêreld. Dit is vir ons soms moeilik om dit te besef as ons so oorweldig word deur ons eie beproewings en dinge in ons eie lewens wat aan die gang is. As ons na die nuus kyk of luister, Here, as ons kyk na alles wat verkeerd is in hierdie wêreld, dan is dit soms vir ons moeilik, Here, om dit saam te getuig. Maar Here, U woord is vol daarvan, getuig daarvan, en dat U die koning is van alle konings. En dat U die redder is, wat kom het om hierdie wêreld te red, om al die kinders te red. En daarom, Here, bid ons en vra ons, Here, waar ons nou uit die woord gaan lees, uit die Hebreërs uit, dat ons daaruit sal leer. En dat ons daaruit sal besef dat U is nog steeds die koning van ons lewens. U is nog steeds die koning
oor ons eie probleme en uitdagings. En dat ons dit nooit moet vergeet. Waar Heilige Gees gebid dat U ons geestelike ore sal oopmaak en dat ons sal luister aandagtig, opgewonde soos 'n kind, om te hoor wat U vanoggend vir ons elkeen wil sê. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hebreërs 2 vanaf vers 14. Ons lees, aangesien die kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers en susters gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei, kan hy die help wat versoek word. Baie belangrik die laaste vers, ons sluit af met vers 18, omdat hy self versoek is en gelei, kan hy die help wat versoek word. Ons lees dan net op daar. As mens nou 'n bietjie mooi daaroor dink, en ek sê die ding, sê iets soos vanoggend vir julle, maar Jesus was ook versoek. Hy was ook beproef. Sal mense dalk 'n bietjie vreemd daaroor dink, want Jesus is dan nou God se seun. Hoe kan hy nou versoek word of beproef word? Hy is dan nou God word. Nou, dis hier waar ek nou inkom, en Hebreërs 2 in besonder is om te besef dat dat Jesus was ten volle God. God wat gekom het aarde toe, om bly tussen mense, hy was ten volle God, maar terselfdertyd was hy ook ten volle mens. Hy was nie maar net 'n God wat hier rondloop, wat eintlik maar net die skyn half op 'n vreemde manier nou wat die rond beweeg en die mense sien hom nou maar net as iemand wat lyk soos 'n mens of wat. Jesus was ook mens, ten volle mens. Hy was gebore uit 'n vrou uit 'n maagdheid. Hy het groot geword, hy het honger gekry, hy het dors gekry, hy het warm gekry, hy het benoud geraak, hy het gehuil, hy het emosies gewys. So Jesus was ten volle God, maar ook ten volle mens. En dis hierdie menslike deel van Jesus in besonder wat ook versoek was deur die duiwel. Nou as jy in Matteus, Markus en Lukas lees, dan kry ons die weergawe wat sê dat toe Jesus klaar gedoop was, toe was hy na die woestyn. En daar in die woestyn het die duiwel gekom na hom toe, en die duiwel het hom kom versoek. So die duiwel wil gehad het dat Jesus moes ingee vir die versoekings, miskien die beproewings, ons sal nou 'n bietjie daaroor praat met onderskeid tussen twee, sodat Jesus kan struikel en sodat hy die mense nie kon red dan van die sonde en in die ewige lewe. Nou as ons, ek gaan net vinnig daardeur gaan, watter tipe versoekings het Jesus gekry daar in die woestyn? Want dit sal ons al verstaan later die punt wat ek wil maak. Nou die duiwel het gekom met 3 versoekings na Jesus. Die eerste een was 'n liggaamlike versoeking. Bedoel dit is fisies. Jesus was honger, nou hy is vir 40 dae al in die woestyn, sonder kos, sonder water, hy was al baie honger toe hy. En toe sê die duiwel vir hom, maar as jy nou werklik die seun van God is, dan kan jy mos vir die klippe sê word brood, en dan het jy brood om te eet. En dan gaan jou honger gestil word, jou fisiese behoeftes gaan dan stil raak. Jy kan dit doen, maar jy is as 'n God. En toe sê Jesus vir hom, 'n mens leef nie net van brood alleen nie,
maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So Jesus het die Bybel heeltyd teruggeantwoord met stukke uit die Bybel uit, om te sê, ek gaan nie ingegee vir my liggaamlike behoeftes nie. Toe die eerste versoeking, my liggaamlike behoefte, Jesus gesê, ek is honger, ja, ek kan nie ontken nie. En ek raak ook ongeduldig, en ek raak gefrustreerd, en ons weet allemaal van ons, as jy honger raak jy sommer kwaad, en jy sommer baie moeilik, raak sommer baie moeilik. Jesus kon het weerstaan, vertel ons. Dit was die eerste versoeking, nee, 'n liggaamlike versoeking. Die tweede versoeking wat gekom het. Die duiwel het gesê, okay, jy is nou Jesus, seun van God, spring van hierdie gebou af, van 'n hoë plek af, en dan kan jy ons van engele sê, hulle moet jou beskerm, jy gaan nie kan seer kry. So, hier was 'n emosionele versoeking by die duiwel gekom het, nee? Hy dalk in die Here Jesus kan al bietjie onseker voel dat God hom werklik sal beskerm as mense op aarde. Dat daar in Jesus dalk die emosionele moeilikheid was, nee? Emosionele swakheid was, onsekerheid was binne hom. Maar dan sê Jesus vir die duiwel, jy mag die Here jou God nie op proef stel. Bedoel jy moet nie die Here uitdaag en sê, Here, as U is so wonderlik en almagtig, ek kan mos maar net doen ek wil, U sal my nog beskerm, nee? Ek kan met my kar klim en jaag so vinnig soos ek wil en nie 'n veiligheidsgordel aansit nie, want U gaan my ons beskerm. Sê Jesus, nee. Jy moet die Here jou God nie op proef stel. So, eerste versoeking was 'n liggaamlike een, fisiese iets. Jesus was honger by die emosionele versoeking. Dan die derde versoeking was een wat die duiwel vir Jesus al die koninkryke van die wêreld gewys het en gesê het, as jy aan my aanbid, op die knieë val en my aanbid, dan gee ek al hierdie koninkryke vir jou. Ek gee alles wat jy kan sien, gaan ek jou gee. Al die mag en gesag wat jy wil hê, sal ek jou gee, maar jy moet my dan aanbid. So sê die Here Jesus om, die Here jou God moet jy alleen aanbid en hom van dien. So dan sê Jesus, weer daai versoeking ook weer staan, 'n versoeking van 'n geestelike mag, 'n geestelike hoogmoedigheid, geestelike belangrikheid. Dus sê Jesus sê hy, nee, ek gaan nie ingegee op daai versoeking nie. So ons sien dat Jesus was versoek op 3 terreine, 'n liggaamlik, emosioneel en geestelik. En so gaan dit ook met ons as mens, as Hebreërs 2 praat daarvan dat Jesus was self versoek, daarom kan hy ons help, wat ook deur daardie goeders gaan in ons eie lewens. Nou elkeen van ons word ook versoek in hierdie lewe, nee, ons kan dit nie ontken. Elkeen van ons ly aan een of ander sonde, en ons van hulle kan ons afskik, maar sommige van hulle sukkel ons mee in ons eie lewens. Nou kom ek noem 'n paar van hulle, nee? Dis goed dat ons nie eintlik wil oor praat. Ons wil dit nie hoor. Maar soms moet ons dit vlug dan nou hoor. Goed soos hoogmoed, nee? Ek sal hoogmoedig teenoor ander mense, dit is 'n sonde wat ek moet afsweer en teenwerk, nee? Van ons sukkel met die seksuele, liggaamlike sonde. Van ons is daar verslaaf aan een van 'n substans, nee? Dwelms, drank of een of ander iets wat ons liggaam oorneem, nikotien, iets wat ons liggaam oorneem en waaraan ons verslaaf. Dalk 'n emosionele verslaafing, waar ek heeltyd mense wil uitbuit, of manipuleer, my wil hê, en my mag en oor mense wil afforceer. Dalk is dit soos om te vloekdeel, of om te jok, en ek doen dit al so lank, ek kom dit al eens nie af. En so kan ek ons natuurlik 'n klomp ander goeders opnoem. In die Bybel is klomp voorbeelde daarvan, dat baie van ons, of almal van ons sukkel met een of ander sonde of sondes wat in die Bybel is. Maar onthou die punt wat die Here hom uitgewys het, versoekings lê op 3 vlakke. Dis of 'n fisiese versoeking wat jy kry, dat jy wil oorgee aan jou liggaamlike begeertes of behoeftes. Dis dalk 'n emosionele ding, waar jy dink oor goed soos hoogmoed, onsekerheid, jou eie emosionele bagasie van die verlede wat jy saamsleep, of dalk 'n geestelike ding wat jy saam met jou dra. Iets wat jy dink jy is ontmoedig teenoor ander mense,
jy is al beter Christen dalk as hulle, of jy is, jy sal klomp nog nie, maar die goed lê op 3 vlakke van versoeking. En so was Jesus dan ook versoek. Maar die Bybel praat nie net van versoekings. Die Bybel praat ook van beproewings. Die boek Jakobus in besonder praat baie van beproewings. En daar is tog 'n verskil tussen die woordjie versoeking en beproewing. En ek dink baie keer raak ons as gelowiges ook nie mekaar in die twee. En dan kom nog verskonings ook nie, ons kan 'n bietjie later daaroor praat. Verskoning is al 'n derde kategorie van die twee. Nou wat is die verskil tussen 'n versoeking en beproewing? Ek dink 'n bietjie by jouself dink dan. Nou 'n versoeking sou mens kon sê is iets wat hier van binne af. Iets van 'n sonde, iets van die duiwel wat iets in jou hart plaas of gedagtes plaas. Dit is 'n innerlike strewe om iets te kry of te doen wat verkeerd is, wat teen die wil van God is. 'n Beproewing aan die ander kant is iets van buite af. Iets soos 'n droogte wat kom en nou sukkel jou boerdery. Jou vee vrek, jou plante wil nie groei nie, en dis ietsie buite jou, nee, dis jy sien hoe kry jy swaar en jy moet deur hierdie moeilike tyd, né? Of iets soos jou huwelik wat sukkel, of daar kan kom wanneer 'n ongeluk aan jou is, jou gesondheid, jou kind wat aanvang, finansiële probleme, iets wat gebeur, nie 'n skelm wat kom, iemand wat kom en jou goeie Christelike waardes kom bevraagteken en jy word beproef. Dis iets van buite af wat kom. En jy eintlik nie beheer op. Aan die ander kant versoekings het ons beheer. Maar versoekings is baie keer die moeilike ding, né? Ons het beheer op tot 'n mate nie, maar die Here gee ons dan volle maat om die versoekings te kan weerstaan. Baie keer versoekings 'n besluit wat ek moet neem, né? Ek moet hy wilskrag besluit neem te sê ek sal nie meer aanhou met die dinge wat ek doen. Ek sal nie meer voortgaan met die sonde in my lewe nie. Ek sal nie meer voortgaan om myself oor te gee aan my eie vleeslike begeertes. Waarby 'n beproewing is, ander mense, alle dinge wat gebeur, die natuur, ekonomiese ramp, iets wat gebeur wat jy as gelowige, as mens nie beheer oor het, maar jy moet hanteer as dit op jou pad kom. Die fokus verskil baie keer met tussen 'n versoeking en 'n beproewing. By versoeking moet ons heeltyd ons fokus al plaas oor wat is God se wil vir my lewe? Wat is dit wat Jesus vir my gedoen het in die kruis? Hoe gee hy my die krag om my te weerstaan teenoor hierdie versoekings in my lewe? Of dit nou liggaamlik is, of dit emosioneel is, of dit geestelik is. Hoe help die Here my? Hoe help die Heilige Gees my? Wat in my woon en my nuwe mens gaan maak. Die fokus by die beproewing aan die ander kant is hierdie moeilike ding wat gebeur, wat jy deur moet gaan. Moet die fokus heeltyd wees om te sê, daar gaan lig in die tunnel wees. Ek moet volhard in my geloof. Ek moet volhard in die dinge wat ek altyd kan sien nie. Ek moet volhard op God se goedheid en op God se voorsiening. Ek moet volhard deur ook besluite te maak, ja, maar ook dan soms ook 'n wilsbesluit te neem om te sê ek kan nie deurkom want die Here help my om deur hierdie beproewing in my lewe te doen. Nou albei van hierdie dinge toets ons geloof. Ons almal se geloof word getoets, né? Jou baie keer jou versoekings en meer 'n innerlike ding waarmee jy worstel. Want dit is goed dat jy nie sommer met iemand deel nie. Jy deel nie sommer met iemand met die sondes en die verslawings waarmee jy sukkel. 'n Beproewing aan die ander kant is, mense sien waar jy gaan baie. Hulle sien hoe swak gaan dit daarmee plaas. Hulle sien hoe swak gaan dit daar in jou huwelik of wat ook al. En hulle bid vir jou en help, né? En hulle kan sien of jy dit gaan maak of nie. So verskil 'n versoeking en 'n beproewing. Maar nou wil ek vanoggend sommer 'n derde een byvoeg. En dit is die een waarmee ons baie keer sukkel as gelowiges. En ek noem hom sommer verskonings.
Dit is die redes wat ons gee om nie verantwoordelikheid te neem vir ons lewens. Nou, hoekom sê ek dit? Daar sal mense altyd sê, maar dit is die duiwel se skuld, of dit is die ding se skuld, of daai persoon se skuld, dat my lewe so lyk, of dat ek sukkel om hierdie sonde af te skuld. Dis met die hele wêreld se skuld. As ons gaan na Genesis 1 toe, is dit, Genesis 3, by die eerste sonde, was dit ook nie die geval gewees. God het hulle gesê, julle mag nie eet van die boom nie, en wat gebeur toe God hulle nou uitvang en vra, wat gaan jy aan? Hy vra eers vir Adam, wat gaan jy aan? Sê Adam, dis nie my skuld nie, Here, dis die vrou se skuld wat jy my gegee het. Hy vra die Here vir die vrou, wat gaan aan? Hoekom gebeur? Sê die vrou, dis nie my skuld nie, dis die slang se skuld. En die slang moet dit nou maar vat, mense wat gekom het, nee? Maar so ook was die mense, nee, natuurlijk die mense nie vrygekom daarvan nie. Maar die blaam was heeltyd geskei van die een na die ander, omdat die mens heeltyd wil verskonings uitdink vir sy lewe. Want ons wil eerder ander mense blameer, of situasies blameer, of sommer net sê dis die duiwel se skuld, maar ek sien self nie verantwoordelikheid vir my lewe. As ek heeltyd struikel oor 'n sonde of 'n verslawing, dan wil ek nooit self verantwoordelikheid neem. Baie keer as iemand sien nog verslaaf is aan dwelms, dan moet hulle baie keer eers, hulle noem dit in die Engelse term rock bottom tref, hy persoon moet eers die heel laagste punt bereik, tref om te besef wat die fout lê by my. En ek kan nie meer iemand anders te blameer vir myself. Ek moet nou self verantwoordelikheid neem vir my lewe. Die verskonings gaan nie, ek kan nie meer wegkry agter verskonings. Ek moet nou self verantwoordelikheid neem vir my lewe. Hoe maak ek en jy in ons lewens? Ons meng hierdie drie woorde is deur mekaar. As ons eintlik wil praat van versoekings, dan sê ons sommer beproewings. As ons praat van beproewings, dan maak ons sommer verskonings op daarvoor. En ek dink dit sal elkeen van ons help om te praat van versoekings, beproewings en verskonings. En wat maak ons? Ek en jy. Ons gee baie keer eerder verskonings vir dit wat ons aanjaag in die lewe. En ons wil nie self verantwoordelikheid neem. Jesus het versoekings deurgegaan, hy het beproewings deurgegaan, maar hy het nooit 'n verskoning gegee of verskonings gesoek vir dit wat hy nog nie doen. Hy het verantwoordelikheid geneem vir dit. Hy het God se wil nagestreef tot op die einde. En nie elke keer gesê, Here, ek kan nie dit doen of dat doen. Nee, daar in die tyd van Getsemane het hy gesê, Here, hierdie is vir my baie swaar, dat ek nou gekruisig gaan word. Neem die lydingsbeker, maar Here, as dit nie so kan nie, dan is dit ook maar reg. Hy het amper daarby gekom om 'n verskoning uit te neem. Maar hy kon dit ook weerstaan aan die einde. Ek en jy, weer eens vra die vraag vir ons, dink ons heeltyd verskonings uit vir die foute wat ons maak, vir ons situasies waar ons self bevind, vir die swak keuses wat ons beoefen, vir die manier ons mense hanteer en praat oor mense, en as ek net wil aanhou my lewe en ek wil nie verander nie, maak ek net heeltyd verskonings af. Of begin ek neem ek self verantwoordelikheid vir my eie lewe. Amen. Here, ons bid vanoggend en ons vra Here dat U ons sal help om op te hou verskonings te maak. Om op te hou verskonings te soek vir ons lewens. Ja, Here, soms gebeur goed buite ons vermoëns, buite ons beheer. Gebeur daar goed so beproewings wat in ons vat. En ja, Here, die duiwel is ook daar en hy versoek ons heeltyd en wil heeltyd dat ons ingee vir ons liggaamlike, emosionele of geestelike behoeftes, drange. Maar by ou en die Here wil ons nie verantwoordelikheid neem vir ons lewens. Ons wil nie die verantwoordelikheid neem wat U vir ons aan die kruis gegee het om te sê, julle is nie geskape mense. Ek het gesterf in die sondes, lewe dan soos 'n nuwe mens, sonder sonde. Hou op verskonings maak vir jou lewe. Hou op met die verkeerde dinge wat ek vir jou uitwys.
En ja, Here, ons maak mekaar seer en ons as jy goed aansien oor die jare heen en jare aan, Here, dan maak ons die mense naby ons seer. Die blamering wat daar plaasvind het, Here. Die foutsoekerigheid, Here, dis nog nie. Here, help ons dat dit dadelik sal stop en dat ons eerder sal ophou verskonings te maak en sê, Here, van nou af gaan ek self verantwoordelikheid neem vir my lewe. Van nou af gaan ek self verantwoordelikheid neem vir my geloofslewe. Van nou af, Here, gaan ek self verantwoordelikheid neem vir my eie liggaam wat U vir my gegee het. Dat ek daar sal werk. Dat ek mooier na myself sal kyk. Dat ek mooier sal kyk aan die mense rondom my. Dat ek meer en meer sal word soos wat U my geskaap het. En Here, as ons nou oorgaan na die hoop toe, Here, dat ons juist kan besef dat ons wat gedoop al reeds is, Here, dat ons juist daardeur U kind is. En dat ons juist daardeur sal besef dat U het vir ons gesterf aan die kruis. Nie omdat ons dit verdien, maar omdat U dit vir ons gee. Nie omdat ons dit self kan vereffen nie, maar omdat U dit vir ons kon doen, sodat ons dit kan aanneem en sodat ons dit kan deel maak van ons eie lewens. Here, ons bid ook vir die ouers, Alexander en Monique, dat hulle ook na die beste van hulle vermoëns ook alweer gaan grootmaak. En dat hulle van 'n goeie voorbeeld sal stel, en dat die res van die familie en vriende ook daar sal wees en ondersteun en hulle te help. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Monique en Alexander het van voor gekom, ons sal hulle die liedjies speel as hulle AW inbring, en hulle kan saam binne ons staan. God het alreeds in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dit beteken die volgende ding: dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan die gawes van God verdien, soos ons vanoggend heeltyd gehoor het. Want ons sonde waarin ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby in te sluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons te wille van ander mense onderhou. Dit is ook nie 'n bygeloofde handeling waardeur ons van gevaar en ongeluk beskerm word. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry. Dit gaan met die doop oor God en wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ons gaan nou die liedjie speel en dan gaan ek vra dat die ouma vir Awie gaan doen. In this moment now I pray, and I bow to you this day. I dedicate this baby back to you. I dedicate
hardop antwoord. Bely julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus as God behoort, en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens, aanvaar julle die Bybel as die woord van God, en aanvaar julle die leer van die kerk soos gelykstuk het verwoord as die waarheid en leer van die verlossing. En derdens, beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat verlig, as julle antwoord doen. Ek raad van die nader bring. Ons op die Alexander Waldeck Niets. Ek doop in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees. Here, dankie dat ons almal getuies kan wees dat klein AB vanoggend gedoop is en dat U die hand uitgereik het aan hom. Dankie vir sy ouers en familie wat die belofte maak om hom groot te maak aan die beste van die vermoëns. Dat hulle om die regte pad sal wys, die regte voorbeeld sal stel, en Here gee ook die ouers die wysheid, as hulle soms nie altyd weet hoe en wat te doen. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek gaan vir Gert vra, as kerkraadslid net om vir julle geluk te wens. Ons gee vir julle 'n doop Bybel, 'n doop kers. Die kers is dat hulle elke jaar op hierdie datum sy doop sal vier as 'n gesin. Baie geluk. Afkondigings om julle aandag op te vestig. Volgende Sondag begin die katekese. So volgende Sondag gaan ons om die katekese mee afgeskop vir die jaar van ons volgende Sondag kinderdiens hou in die kerk. By die eerdiens van die kinderdiens wees met 'n poppenkast en alles. So vra maats, julle moet asseblief volgende Sondag hier wees. Nooi ek sommer al julle maatjies om saam te kom luister na die poppenkast en dat ons sommer almal vrolik ook sal saam sing. En want nou almal van ons oud of jonk is, ons is nog kinders voor die Here. Dan by die voorbidingslys wil ek net twee mense bysit. Oom Christine van die Yvonne Libbes se skoonseun is oorlede die week aan 'n hartkwal. Ons dink aan hulle en besonder ook hulle dogter wat deur die moeilike tyd moet gaan nou. En dan kom Dalga Pretorius, hy was ook in 'n operasie die week. So voeg asseblief daai name by wanneer julle saam bid vir die mense. Dan die verjaarsdae, baie geluk aan Jan Hendrik, Liebenberg, Marla Conradi en Jan-Drie de Ron wat vandag verjaar en dan ook hartlik geluk aan almal wat verjaar die week wat voorlê, dat hele paar mense wat kan verjaar. Ook so kort afkondiging, ons gaan oor 2 weke, week en 'n half van nou af begin lydenstyd. So julle sal nou van laas jaar, tydens lydenstyd is die musiek bietjie anderste, die erediens gaan bietjie anderste wees, die klere van die erediens gaan anderste wees, die meer simbolies van Jesus se kruisiging, se lyding en kruisiging, alles wat so half opbou tot en met Paasondag, maar ek sal volgende Sondag moet voortvoer vir julle bietjie meer weet verduidelik daarvan. Dan is 'n bietjie terugvoer van woord, die woord fokusarea van die gemeente. Ons het hierdie week vergader. Een ding, daar's 'n twee goed wat ek staan en een ding is, en ek het vele dinge uitgestuur op die WhatsApp groepies van die gemeente. Daar het min mense gereageer. Ek kom ek verduidelik dit sommer net so 'n bietjie. So ons sê dat ons moet uitreik na die plaaswerkers, almal wat werk op die plase. Veral die wat die ver weg is van die dorp, wat nie sommer by die dorp kom by die kerk is nie. En so ons wil hê dat julle, as julle plaaswerkers het op die plaas en julle voel hulle sal 'n behoefte hê dat iemand of mense groep daar toe kom om te kom preek daar of 'n video te wys op een of ander manier te
bring. Dit kan die week wees as jy op werk is, dalk in die naweek in die dorp is, of dit kan ook in die naweek wees, nie? So asseblief klik jy op daai skakel wat ons gestuur het op die WhatsApp groep en dui daaraan of bel my of vra my as jy dalk onseker is oor wat dit behels en jy sal bietjie onseker raak. Die gedagte is dat ons plekke sal kry in die verskillende wyke of areas of distrik waar ons 'n paar werkers bymekaar kan kry en dat ons kom soontoe vir die woord van God bring en ook so dat jy kry genade. So asseblief dat julle 'n belangstel as julle dink julle werkers het behoefte en daaraan. Dis een ding, die ander ding van woord, ons beplan aan 'n lofprysingsgeleentheid in die dorp wat nie in die kerk gaan wees nie, op 'n ander plek. Ons werk nog aan die besonderhede daarvan, maar ons sal in die volgende week of twee sal ons meer inligting vir julle daarvan gee om 'n geleentheid te skep dat ons as dorp ook saam kan sing en die Here se naam kan loof en prys. Ons gaan nou afsluit met ons slotlied. Kom ons staan asseblief vir hierdie lied en daarna gaan ek die seën uitspreek en dan sing ons amen.
ontvang hiermee die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Geseënde week en